Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend is Gerald Fortuin. Hy is die plaasbestuurder by Tukara Wynplaas in die Kaap. Gerald, goeiemôre en welkom hier op Groot Plaas. Welkom, dankie. Gerald, so, kan jy vir ons dalk net 'n bietjie sê, hoe lyk 'n dag in jou lewe as 'n plaasbestuurder? Ja, dit begin maar altyd met goeie beplanning. En dan daar's maar elke dag is daar maar uitdagings waarvoor mense voorsiening gemaak het, né? So, as ons nou praat van nie voorsiening gemaak het nie, is dit iets wat jy nou maar aanspreek in die oggende met jou beplanning vir die dag vooruit, maak seker jy weet waar jy moet uitkom? Doodreg. Nou Gerald, sê vir my 'n bietjie, hierdie jaar se oes, hoe vorder julle daar aan daai kant? Ons is so 90% deur. Ons sit nog met so plus minus 6 tot 10 ton om klaar te kry met 2026 se oes. En in jou persoonlike opinie, hierdie jaar se oes in vergelyking met vorige jare, is julle baie happy met hoe die resultate lyk? Ja, natuurlik. Was 'n lekker droë jaar, behalwe mos nou die klompe reën wat ons gehad het. Het was nou so begin Februarie. So maar die druiwe lyk baie goed. Lekker klein korreltjies, goeie kleur. En dan goeie tonne ook in vergelyking met die vorige jare. Nou Gerald, jy het nou so 'n bietjie genoem hoe lyk die druiwe op die oomblik, maar wat maak 'n goeie druiweoes? Waar begin dit alles? Dit begin natuurlik, kom ek sê, aan jou wintermaande met snoeityd. En dan moet jy deurtrek, kom ek sê, deur die groeiseisoen, jou somermaande, soos jou loewebestuur, jou chemie toepassing, bemesting, en dan weer eens loewerbestuur. Gerald, jy het nou so genoem van die weer die reën wat geval het en al daai tipe goeders. Hoe groot rol speel die weer in wat julle doen en natuurlik die effek wat dit het op die druiwe? Ja, kyk, belangrik is mens wil nie regtig reën hê in jou blomtyd nie. Dit het 'n groot effek. En dan wil 'n mens ook nie reën hê, kom ek sê, voordat jy by deurslaan is. Voordat die suikers begin aan die druiwe begin vorm, jy weet. So jy het nou gesê dat die weer speel 'n groot rol. Waarna kyk julle spesifiek deurlopend deur die jaar om seker te maak julle kry julle druiwe uit waar julle dit wil hê? As ons goeie reën het op, kom ek sê, 'n gemiddelde jaar, ons sit mos maar met 'n hoë reënval hierso in Stellenbosch teen die Simonsberg, tussen 700 en 800 mm. As ons meer as dit kry, dan is daar uitdagings. Nommer 1, nommer 2 is, as jy weer te min reën kry, of die reënval is laag, soos ons nou in die laaste seisoene gehad het, dan moet 'n ou nou weer baie besproeiing toepas. Nou Gerald, kom ons praat 'n bietjie oor jou as 'n plaasbestuurder en jy kan vir ons lekker uitbrei hierso as jy wil. Wat is die moeilikste deel van jou werk waarvan mense nie noodwendig altyd weet nie? Die moeilikste ding, joh, daar's 'n paar. Ek sou sê mense bestuur. Dit is een van jou grootste uitdagings. En is dit nou werklik die enigste uitdaging wat jy het? Want ek meen julle werk in pragtige omstandighede, maar mense is jou grootste probleem? Ja, dis soos ek sê, daar's baie, maar een van hulle is om mense te bestuur. Nou is dit net mense wat moeilik is, of is dit jy weet die grootte van die span waarmee jy moet werk? Ja, dit is die grootte van spanne, kom ek sê, as 'n mens as jy oes toeneem en daar is 'n oorvleuel van werk, en dan mens gebruik aan jou spanne is meer as 50 mense groot. Ek bedoel dan is dit die bestuur van dag tot dag, week tot week, dan raak dit 'n bietjie uitdaging. Nou Gerald, hoe lank is jy nou al spesifiek betrokke by die wynindustrie en dit as plaasbestuurder? 23 jaar.
Nou in 23 jaar neem ek aan daar's baie dinge wat verander het in die boerdery. Is daar enige cool tegnologie wat jy op die plaas gebruik wat jy nie mee begin het destyds toe jy daar aangekom het nie? Ja, byvoorbeeld ons het die laaste 3 jaar het ons 'n blaarplikker wat ons aangekoop het. Dit help om die lowerbestuur 'n bietjie makliker te maak en jy spaar ook op arbeid, maar jou trosse word meer blootgestel. So dit het 'n groot impak op al die arbeid, kom ek sê, deur jou groeiseisoen. Nou is die spesifieke bedryf van julle nog steeds baie arbeidsintensief. Jy het nog steeds mense nodig om fisies die druiwe af te sny. Ja, natuurlik, omdat ons pluk mos maar met die hand, harvest met die hand, so dit sal altyd daar wees. Omdat ons teen die helling sit, oesmasjien of 'n parsmasjien, dink ek, ons sit met 20% van die totale oppervlak is op gelyke grond, maar kom ons sê 80% is helling, so oesmasjien sal nie maklik hierso gebruik kan word nie. So hoe lank is oestyd dan vir julle mense daarso, vandat julle ingaan en julle is reg om te oes totdat julle klaarmaak? Jy kan sê so 3 maande, afhangende van hoe vinnig die seisoen is, hoe vinnig is die rypwording, maar rondom af 2,5, 3 maande. Jy het nou so vinnig genoem net na die grond is ook iets waarna jy moet kyk. Hoe belangrik is dit om die grondbewerking en die grond reg te kry voor 'n nuwe seisoen? In terme van? In terme van bemesting en seker te maak dat die grond is het al die nodige voeding wat dit het vir die volgende seisoen. Ja, kyk, as ons begin is, jy doen 'n 3-jaarlikse grondontledings, 'n jaarlikse blaarontleding. So dis hoe sê hulle, om te meet is om te weet. So aan die hand van daai ontledings, die grond elke 3 jaar en dan die blare elke jaar. Aan die hand van daai verslae en die uitslae doen jou naoesbemestings. Dis blaarspuite wat jy in die grond terugsit ten opsigte van kunsmis. En dan buffer jy eintlik mos die stok voordat die stokke in 'n rusfase ingaan vir die komende seisoen. Nou Gerald, jy sal seker een van die beste ouens wees om ons deur die proses te vat. Vir ons kykers wat nie weet nie, vat ons gou-gou deur die proses van waar jy die druiwe pluk tot dit éventueel wyn word. Okay, ons dag begin soggens 6:00, dan is die druiwe lekker koel, dit word gepluk. Die keller is so, kom ek sê, 1,5, 2 kilometer van die verste wingerd af op die plaas. Dan word dit met trekkers afgery tot by die keller en dit is waar dit verwerk word. En dan is dit wyn. Dan as dit daar aankom, dan is dit net Ja, wyn. dan ekskuus tog? So as dit daar aankom, dan is dit net wyn. Nee, dan moet dit mos nou afgemaal word. Die regte tanke moet gekies word. En daai is mos nou maar die streep in die sand waar die wynmaker inkom. So op 'n dag, 'n gegee dag, kan ek vir jou sê, hy soek 30 ton, hy soek 5 ton, afhangende wat die beplanning van die keller is of die wynmaker. Gerald, hoe maak 'n mens dan nou seker dat kwaliteit bly konstant? Ja, dit is 'n goeie vraag. Daar's baie goed rondom dit. Ek sou sê as 'n mens jy begin, as jy jou groeiseisoen reg begin, soos jou vraag wat jy gehad het, vanaf jou naoesbemesting, jou naoesspuite, jou naoes besproeiings, dit is van kardinale belang. En dan as jou groeiseisoen begin, om so vroeg as moontlik jou loewebestuur te begin. En om kwaliteit te verseker, glo ek, dit werk vir ons 2 tot 3 seiers te doen. Seier is die wegbreek van ongewenste lote, dat jy nie 'n baie dig lower het nie. Maar dit bemoeilik mos nou alles. Kom ek sê, as jy 'n baie digte lower het,
jou chemieverspreiding dit werk nie. Jou son, jou lig en jou ligbeweging aan jou wingerde word baie geaffekteer daardeur. Nou, Gerald, kom ons eindig gou net af met, as iemand na hierdie episode kyk en hulle raak nou lus om in die wynbedryf te werk soos jy, wat sal jy vir hulle sê? Ja, dat is seker, eerste ding is, dit moet 'n roeping wees, dit moet 'n ou se passie wees. Dan, die lekkerste van dit alles is, jy is in die natuur. Jy's in die natuur, en dan vir my is, as jy 'n stokkie kan plant, vanaf grondvoorbereiding tot en met in daai 4de jaar wat daai stokkie se eerste oes gee, of selfs tot in die 3de jaar. Daai is vir my, Jessie, dit is derwaart, dit is een van die, wat is die woord wat ek soek, bevredigendste dinge wat met 'n ou kan gebeur of wat deur jou gaan. En dan neem ek aan die laaste raad is, moenie te veel van jou eie wyn drink nie, né, Gerald? Nee, jy moet juis van jou eie wyn drink. Dit is dan die produk wat jy na die kelder toe vat. So ja, nee, ek dink 'n mens moet jou eie handewerk moet jy geniet. Gerald, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Gerald Fortuin, Tekara plaasbestuurder, oor wat dit is wat hy doen as plaasbestuurder. Dis al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het dit geniet en dan sien ons mekaar weer môre.